Welkom by vandag se begeleide gebed. En vandag wil ek jou vra, moenie met mooi woorde kom of jou gevoelens regkry nie. Kom sit net vir 'n oomblik hier en voel God se teenwoordigheid. En God hoor steeds, selfs wanneer dit voel asof niks terugkom nie. Ons lees vandag in Psalm 22 vers 2. My God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver van my verlossing, van die woorde van my gebrul? Nou hierdie vers voel amper vir ons half ongemaklik, eerlik. Dis nie 'n netjiese gebed nie, dis meer soos 'n daardie laatnag gedagtes, wanneer jy wakker lê en wonder, waar is U God? En dis is wanneer jy 'n boodskap stuur en die geleesmerk verskyn, maar daar kom geen antwoord nie. Of wanneer jy bid oor dieselfde ding oor en oor, en dit voel asof dit net teen die plafon vasloop. Wat mooi is en dalk 'n bietjie verbasend is dat God hierdie tipe gebed nie afwys nie. Hy sit dit reg in die Bybel. Dit beteken dat ons so eerlik kan wees, so eerlik kan bid. En nog dieper, Jesus self gebruik hierdie woorde aan die kruis. Dit wys vir ons dat selfs wanneer dit voel of God ver is, hy nie werklik ver is nie. Hy is binne in daardie ervaring. Hy verstaan dit van binne af. En die waarheid is, stilte beteken nie afwesigheid nie. Soos wanneer iemand langs jou in die kamer sit sonder om iets te sê. Hulle is steeds daar. En God se genade is dat hy nie wag vir beter gebede nie. Hy hoor jou soos jy nou is, moeg, onseker en eerlik. So kom ons haal bietjie stadiger asem. Ons raak rustig en ons maak ons hande oop op ons skoot. Maak jou oë toe en sê hierdie saggies agter my aan. Here, U hoor my, selfs as ek dit nie voel nie. Here, U hoor my, selfs as ek dit nie voel nie. Ek mag eerlik wees, en U bly naby my. Ek mag eerlik wees, en U bly naby aan my. Laat dan net so 'n paar oomblikke van stilte wees, net om te wees. Ons Hemelse Vader, ons dink nou aan iemand naby aan ons wat dalk moed verloor het om te bid. Here, iemand wat al lank wag, wat nie weet wat om meer te sê nie. Here, kom wees net daar vir hulle. Nie met harde antwoorde nie, maar met U sagte teenwoordigheid. Gee vir hulle 'n klein teken van hoop. Herinnering dat U nog steeds luister. Here, dankie dat U nie stil raak oor ons nie. Al voel dit soms so. Dankie dat U nader is as wat ons besef. Ons rus vandag nie in ons gevoel nie, maar in U getrouheid, in U liefde, in U genade en in U waarheid. Amen.